sy motief is nog steeds dieselfde. Wat hy 2000 jaar wat hy gehad, sy beplanning is nog steeds dieselfde. Amen. Amen. En sy liefde teenoor ons, dit verkoel nie. Sy liefde bly konstant. Amen. Of ons nou van die pad af 'n bietjie skens uitdraai, dan bly nog dieselfde. Amen. Bly nog dieselfde, Jesus. So ons dank die Here daarvoor. Geliefdes, ek wil 'n skrifgie vanaand in Filippense, hoofstuk 4 vers 6. It is as follows, he said, stop stressing over what is out of your control. Pray, leave it to God, and He will take care of it. Moenie worry Amen. vir wat buite jou beheer is. En die ding wat ons die Here nie op sy woord vat nie is, elkens ons worry oor dinge wat vir ons buite ons bereik is. Dit is die dinge wat ons bekommer maak. Dit is die dinge wat ons slapelose nagte gee. Dit is die dinge wat ons laat stres, wat buite ons beheer is. Amen. En die Here sê, ons moet nie, sê sy woord, worry oor dinge wat buite ons beheer is. Worry oor die wat jy kan doen. Daar's 'n spreekwoord wat sê, if you do the best, God will do the rest. So jou best, as jy jou limit reach, en daar waar jy nie meer kan, daar vat die Here oor. Amen. En die Here wil hê ons moet hom so vertrou, dit wat jy nie kan doen, om dit in die hande van die Here te gee. En om vir te sê, Here, ek kan nie die ding, ek is tot so ver, en ek probeer my elke keer fail ek. En die Here wil nou en dan raad gee. Jy raad vra die Here, Here, ek het nou dit en dit geprobeer, wat hierdie ding, en dan kom die Here en dan help ons. Dan help hy ons. Oh yes. Maar ons, as ons dinge wat buite my bereik is, dit gee my stres, dit gee my so, dat ek eers regtig kan bid het. En die ding het stres my. Wat gaan ek môre doen? Ek moet so en so, ek weet nie waar kan my antwoord of my hulp vandaan kom nie. Yes. Stop worry. Moenie worry nie. Moenie worry oor môre nie. Gee dit in die hande van die Here. Want hy is 'n God van die toekoms. Leef vandag en sit vandag in die hande van die Here. En die Here sal ons te nakom. Maar die fout wat ons maak is, ons worry te veel oor dinge wat ons nie kan verander. Ons kan nie mense genees nie. Dan worry ons. Ek is siek, ek kan my nie gesond maak nie, ek worry oor my siek. Why are you worried? Gee dit in die hande van die Here. En die Here sal vir ons deurkom. As wat ons onsself probeer, wil die ding aan die horings vat. En dan worry ons. Jy sê, dinge wat ons nie kan doen nie, maak ons geestelik, gee ons geestelik stres en vreestelik, en dit laat bring die bekommernis is. En die bekommernis as hy daar is, en dan begin ek twyfel ons 'n bietjie oor die woord wat die Here vir ons gesê het. Want ons staar nou die situasie in die oë in, en ons wonder nou, Here, maar hoekom en waarom en ons bevraagteken die Here, terwyl die Here sê, don't worry. Ek weet
wat julle môre nodig het. Hoekom worry? Dis sê die skrif, moenie worry oor môre wat julle eet en drink nie. Moenie eers worry wat julle sal aantrek nie. Want die Here weet wat ons nodig het. Met ander woorde, baie keer worry ons oor dinge wat die Here weet. Dit is nie nou 'n belangrike ding nie. Jy worry oor 'n ding wat nie nou belangrik is. Waarom worry? Don't worry. Die Here weet wat jy nodig het. Hy gaan verder, die skrif, die Here sê, as ons, julle as aardse vaders, weet om goed te doen aan julle kinders, wie te sê, wat te sê aan die hemelse Vader. As jy brood vra, gaan hy jou nie 'n klip gee. So die Here is verre stappe voor met. Die Here weet wat jy kan dra en wat jy nie kan dra. En soms moet ons probeer om die Here te vertrou. Vertrou hom in die kleine. Ek het genoem dat die vertroue van die Here begin met 'n klein ding. As jy nie die Here vertrou met 'n klein ding, dan sal jy nie die Here vertrou met groot ding. As jy nie die Here vertrou met 'n stukkie brood, R15 om 'n brood te koop. Dis waar die vertroue begin het, by die klein ding. Dan gaan jy nooit die Here kan vertrou met 150.000.